Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand en welkom by Straatwys. Nou vandag wil ek met jou praat oor die verhaal van Hanna uit die Bybel uit. Dit is vir my een van die mooiste, hartseerste en mees aangrypende stories in die hele Bybel. Nie omdat dit vol wonderwerke en onmiddellike antwoorde is nie, maar omdat dit gaan oor die tipe geloof wat ek en jy leef wanneer jy in jou binnekamer is, daar waar jou seerste seer lê, waar jy dalk rou voel en waar jy skaam voel en soos 'n mislukking voel. En wanneer geloof moeilik is, voel dit dikwels asof die Bybel die mekaar syne vir ons stuur. Nou, want op sekere plekke is God doodstil en antwoord nie, en op ander plekke gee hy vinnig en onmiddellik. En jy lees van al hierdie wonderwerke, maar jou eie lewe lyk vir jou soos waglyste, soos dooie stiltes, en ander mense wat rondom jou lyk asof hulle alles kry wat hulle begeer. En dis waar baie mense vasval, nie omdat hulle nie glo nie, maar omdat hulle voel hulle geloof werk nie. Ons voel asof ons agterraak, agter in geluk, agter in vergelyking, agter in ouderdom en soms agter in hoop. Nou Hanna verstaan hierdie gevoel baie goed. Sy leef in 'n sosiale raamwerk net soos ek en jy, en in haar wêreld is daar 'n duidelike verwagting. 'n Vrou moet kinders hê en as jy nie kinders het nie, dan is jy niks. Mense spot jou, mense skinder oor jou en jy voel soos 'n absolute mislukking, al het jy niks verkeerd gedoen nie. En dan moet jy nog verder onthou, Hanna was nie eens haar man se enigste vrou nie. Daar was Penina ook, die een wat die kinders gehad het, die een wat alles gekry het wat sy nie het nie. Dink jy dit ook in? Daardie vrou bly ook in haar huis, haar kindertjies hardloop die huis vol en sy deel nog jou man se bed ook. En hierdie vrou gebruik hierdie dinge teen Hanna, dag na dag, jaar na jaar, en sy verduur hierdie spot elke oomblik in haar huis, naby haar, in your face. Maar hier is die belangrike waarheid. Die groot deel van Hanna se pyn het dus nie net met haar geloof te doen gehad nie, eintlik glad nie, maar meer met mense, met die sosiale druk, met die verwagtinge, met die valse idees van waarde wat die samelewing op haar afgedruk het. Die wêreld het vir haar vertel sy is minderwaardig, en soos dit vandag ook met my en jou gebeur, het haar hart begin glo dat die wêreld die waarheid praat. Ons verstaan dit, want ek en jy leef dit ook. Ons voel dit ook. Mans ken hierdie las ook baie goed en ek praat baie daaroor, daardie demansifikasie gevoel wat mans het, dat jy nie meer jou tradisionele rol kan speel nie, want daar word van jou verwag om aan die een kant sterk te wees, te voorsien, altyd te gee en nooit moeg te wees nie. En dan wanneer jy nie meer kan nie, of die wêreld laat jy nie meer toe nie, wat die waarheid is nou, dan word jy uitgeskuif. As jy nie inpas nie, dan is jy swak en jy word afgemaak as 'n bespotting en jy word uitgereageer. En dan bid jy en jy vra vir uitkoms en die uitkoms kom dalk nie, net soos by Hanna. En hier kom die gevaarlike vraag vir my en jou vandag uit hierdie storie uit is, waarvoor bid jy? Wat is die motief? Wat lê werklik agter jou gebed? Is dit vir genesing, vir vrede, vir groei en om vir God te vra om jou by jou doelwit uit te bring? Of is dit sodat jy sosiaal aanvaarbaar kan wees, sodat jy kan inpas en sodat jy kan lyk soos die wêreld wil hê jy moet lyk? As ons eerlik is, bid ons baie keer vir goed omdat ons ego bedreig voel, soos Hanna ook. Nie omdat ons bid nie omdat ons praat met God, maar met God en omdat ons wil doen wat sy hart laat klop nie en wat ons gelukkig maak nie, maar omdat ons bang is vir die oordeel van die mense rondom ons. Ons wil graag selfwaarde sien en ons wil nie ongepoets bly nie. Ons wil graag blink lyk soos die weergawe van die mense om ons en wat ons sien op sosiale media. En Hanna bid vir jare, maar daar's net stilte. In haar skaamte bid sy, in haar trane en met haar gebroke hart. Maar die Here antwoord nie, hy gee nie vir haar die uitkoms nie. Nie omdat God haar straf nie, nie omdat sy te min geloof het nie, maar omdat haar verhaal nog besig is om gevorm te word. En die motief van haar hart nog eers deur God gesuiwer moet word. Ek sê nooit die mooi goed is verkeerd en dat jy nie daarvoor mag bid nie, glad nie. Geld, huise en sukses en karre en geleenthede, die Bybel is vol van God se seën en verhale rondom dit en hy gun dit vir elkeen van ons met liefde. Maar hier is die kern, as jy dit jaag omdat jy jou ego wil voed, gaan jy nooit versadig wees nie, absoluut nooit nie. Geen antwoord gaan ooit genoeg voel nie, geen seën gaan jou hart ooit vol maak nie, en geen prestasie gaan jou identiteit anker nie. Maar as jy soos Hanna net eenvoudig jou hart kan bring, jou seer kan bring, jou eerlike vrae kan bring,
dan word die stilte nie meer die einde van jou verhaal nie, maar die begin van iets wat permanent in jou verander. Hannah se storie sê vir ons, geloof begin nie wanneer die uitkoms kom nie. Geloof begin wanneer jy dalk nog wag, wanneer jy nog huil en wanneer jy nog nie weet nie. So as jy vandag voel jy bly agter, as jy voel die wêreld druk jou vas teen 'n muur van verwagtinge, as jy voel soos 'n mislukking in jou eie oë as gevolg van wat mense om jou van jou sê, luister mooi, hou aan, nie omdat jy sterk is nie, maar omdat jy nie alleen is nie. Die God wat saam met jou in die stilte sit, wat saam met jou trane afvee, is dieselfde God wat jou sal dra wanneer die tyd reg is. Moenie moed opgee nie, moenie jouself afskryf nie, moenie jou waarde meet aan die wêreld se maatstaf nie. Hou aan, want jou storie is nog nie klaar geskryf nie, maar maak net doodseker dat die motief vir jou gebed en wat jy wil hê in die lewe suiwer is. Tot ons weer saam stap, ek hoop jy het 'n wonderlike dag en mooi loop.